Staalwerkers in Suid-Afrika is die afgelope jare deur 'n bitter moeilike tyd. Julle sou daarvan in die media gesien het. Dan is hulle werk daarmee heen en dan is daar weer nuwe hoop. So gaan dit vorentoe en agtertoe. Nou ek sit vandag hier saam met Willie Venter en ons gesels juist daaroor. Waar staan hierdie proses nou, Willie? Goeiemôre Pieter. ArcelorMittal se sluitingsproses het onlangs 'n bietjie opgehef. Daar was intervensie van die regering af na maande lank sy beraadslaging en oorweging waarvoor ons dankbaar is. En hulle het 'n bedrag van 1,7 miljard rand as lening voorgeskiet aan ArcelorMittal om die langstaalprodukte vir Newcastle oop te hou vir nog so 6 maande. En in die 6 maande tydperk is daar ingestem dat die regering deur die Handel en Nywerheidsraad toegang het tot ArcelorMittal se langstaalproduk aanlegte om te gaan evalueer wat die langer termyn oplossings kan wees vir die aanleg, of daar alternatiewe is en of hulle potensieel dalk ander kopers kan kry vir die aanlegte om 'n volhoubare toekoms vir daai aanlegte te hê. Die 6 maande sluit einde Augustus 2025 kom tot einde en ons is hoopvol dat daar in daai 6 maande tydperk 'n oplossing gaan wees. Die hartseer is natuurlik dat indien daar nie 'n alternatiewe oplossing in daai 6 maande vorendag kom nie, dat die sluitingsproses net eenvoudig gaan voortgaan. Die afleggingskonsultasieproses is afgehandel, is opgehef, maar is afgehandel en daai proses gaan dan net weer herhaal. So ons het dit nou al telke male gesien, ons sien uit daarna na 'n oplossing na die eerste 6 maande en ons hou styf dink vas dat daar 'n oplossing gaan wees. Ons is ook as ek reg onthou het ons gepraat van tot 3500 werknemers wat in gedrang kan wees van wie baie van hulle solidariteitslede is. Nou julle as solidariteit het naby aan hierdie werkers beweeg deur hierdie proses, soos nog altyd. Dit 'n groot sielkundige impak op hierdie mense. Kan jy miskien bietjie daaroor uitbrei? Dit 'n wesenlike impak op daai werknemers het. Dit het 'n wesenlike impak op daai werkersmag waarvan ons lede het. En die gemeenskap. Ons moet in gedagte hou dat die werknemers binne in daai aanlegte wat sluit direk geraak word, maar dat daai werknemers wat geraak word gesin het. Dat daar besighede is wat na daai ArcelorMittal aanleg toe besigheid voorsien, wat ook vir ander werknemers weer besigheid gee. Het 'n gemeenskap wat staat maak op die inkomste van daai werknemers se besteding in die gemeenskap om volhoubaar te wees. Dit word geïmpakteer. So vir die gemeenskap self oorhoofs baie slegte nuus as dit so voortgaan en die aanleg sluit, maar dan ook vir ons lede en die ander werknemers wat hierdeur geraak word, is dit 'n reuse impak. Dit is nie 'n situasie in so 'n klein gemeenskap soos Newcastle waar 'n pa of 'n ma wat werksaam is by ArcelorMittal wat hulle werk nou verloor, net 'n eenvoudige oplossing is om alles op te pak en te gaan. Ons moet in gedagte hou dat die ander gedeelte, die pa of die ma wat wel hulle werk daar verloor, die wederhelft werksaam is in die gemeenskap. So dis 2 mense se werk wat eintlik geaffekteer word. Dis 2 persone wat 'n inkomste in daai gemeenskap inbring, wat 'n wesenlike impak in die gemeenskap het as hulle sou oppak en na 'n ander dorp toe trek vir werk. Die impak op die gesin self, die moreel of die moraal van daai gemeenskap, daai werknemers wat geraak word, baie laag. Op hierdie stadium is 3 van die groot goed wat ons van ons lede af oor terugvoer kry is baie laag moraal, terwyl daar nou 6 maande periode is waarna hulle kyk vir alternatiewe, is die moraal baie laag. Vertroue in ArcelorMittal as bestuur van die aanlegte en van die besigheid in geheel is baie laag, omdat dit herhaaldelik nou plaasgevind het en dan die vooruitsig vir die toekoms is by implikasie maar negatief. Want dis nie 'n klein skuif wat moet plaasvind om volhoubaar vorentoe te gaan nie, dit gaan 'n groot skuif moet wees. En dis uitdagend. Natuurlik is ons bly dat daar hierdie tydelike oplossing is, maar dan moet ons ook erken dit is nog steeds belastingbetaler geld wat hiervoor gebruik word en dat tensy daar nie 'n werklike volhoubare oplossing kom nie, daardie onsekerheid steeds gaan bly. As 'n groter oplossing vir 'n groter bedryf as net by ArcelorMittal of in Newcastle nodig, net nie. Korrek, Pieter, en ek dink ons het van meet af het ons aanspraak gemaak op 2 goed. As ons gekyk het na 'n oplossing vir ArcelorMittal se langstaalprodukte. Eerstens dat die regering moet doen. Die regering het 'n groot rol om te speel om oplossings vir ArcelorMittal se langstaalprodukte uitdagings te kry. Elektrisiteitstariewe, vervoertariewe en so meer. Dit is goed wat die regering kan beïnvloed van hulle kant of eintlik niemand anders. So hulle moet definitief toetree. En as daar hulp sou wees van die regering se kant af finansiëel, moet die regering besef dis belastingbetalers se geld en belastingbetalers is redelik streng op hoe dit aangewend word om nie vertroue in die spandering daarvan te verloor nie. So indien dit finansiële bystand sou wees, dat dit langtermyn oplossings teweeg sou bring en nie net 'n korttermyn finansiële inspuiting wat na 'n sekere periode net uitgebrand gaan wees.
die laaste ding wat ons eintlik dink baie belangrik is waarna jy geraak het, is dat dit wat ArcelorMittal nou ondervind in terme van ekonomiese druk, die tekort aan infrastruktuurontwikkeling, elektrisiteitstariewe, vervoertariewe en so meer, raak 'n groter bedryf. En ons fokus dalk nou in hierdie gesprek op ArcelorMittal en ons lede en werknemers wat hier geraak, maar daar's 'n groter industrie, vervaardigingsindustrie wat onder druk is, en daar moet 'n balans gevind word deur die regering se intervensie hierso om volhoubaarheid vir die hele industrie daar te stel. Dit is al 'n baie lang tyd waar dit onder druk is. Ons kyk net na die afname in infrastruktuurontwikkeling na die 2010 wêreldbeker, waar dit eintlik al weggespring het. Daar was net bitter min infrastruktuurontwikkeling sedertdien, en vandaar dat die aanlegte, nie net ArcelorMittal self nie, onder geweldige druk is. Daar's nie ekonomiese groei nie, daar's nie so groot aanvraag meer in staalprodukte soos wat daar destyds was nie, en dan moet mense in gedagte hou dat hulle kompeteer met die invoermark, met die Chinese staal wat ingevoer word teen 'n fraksie van die prys wat ons dit plaaslik kan vervaardig. So dit skep net eenvoudig enorme druk op die industrie. En dit laastens wil jy weer terug aan die werknemer toe en miskien na die solidariteit lid toe. Ek weet voordat hierdie laaste reddingsboei aangekondig is, was daar sprake van 'n soort hulpplan teenoor die werknemers wat solidariteit spesifiek in gedagte gehad het vir hulle. Bly dit steeds relevant want die onsekerheid is steeds nie uit die weg geruim nie. Pieter, dit bly definitief relevant. Ek het in die begin genoem ons is hoopvol dat daar 'n volhoubare oplossing gaan wees, maar realiteit is ook dat dit dalk nie die geval gaan wees nie. So ons is in die bevoordeelde posisie as solidariteit, as vakbond, dat ons onsself omskep het in 'n beweging en ons kan nou al hande vat met al ons instellings binne in die solidariteit beweging om oplossings te bied vir ons lede wat geraak word deur afleggings. Ons het so 'n hulpplan opgestel waar ons byvoorbeeld met ons helpende handtakke, ons Afriforum takke en so meer binne in daai gemeenskappe waar poste geraak word kan hande vat. Solidariteit het homself ook as vakbond al intussen vernuwe. Ons het nou al beroepsnetwerke in plek, onderskeie beroepe waarna ons kyk en waarop ons fokus, waar ons solidariteit netwerk platform gestig het, waar ons aanlyn ook kan help werk soek. Ons kry al werkgewers se poste wat daar geplaas word. So ons kan fisies gaan na ons lede toe wat geaffekteer word deur sulke prosesse. Ons kan hulle opgeskerp kry om onderhoude weer behoorlik te voer, want ons moet in gedagte hou dat ons werknemers of ons lede wat werknemers het by sulke maatskappye al 10, 20 jaar al daar werk en baie lank terug deur 'n onderhoudsproses gegaan het. Gebruik dit net as voorbeeld. Ons kan hulle weer opskerp. Ons kan hulle bystaan om behoorlike CV's op te stel. Ons kan met ons werkplatform op die Solidariteit Netwerk platform kan ons vir hulle gaan soek na poste wat geskik is vir hulle profiele en ons kan hulle help aansoek doen vir daai poste. En so kan ons ook hulle emosioneel bystaan deur die trauma wat hulle gaan met hierdie tipe van prosesse, want daar is definitief trauma betrokke en nie net vir die individu wat geraak word nie, maar die gesin ook en die gemeenskap self ook. So in kort, ons staan reg aan die agterkant sou dit nodig wees. Ons is hoopvol dat dit wel nie die geval is nie. En so kyk ons ook na enige ander groot aflegging of sluiting wat daar buitekant in die industrie plaasvind en sou ons dit nodig ag of ons lede daai hulp nodig het, dan sal ons dieselfde planne in daai rigting ook uitvoer. Dankie dat jy met ons gesels het en dankie vir die insig wat jy met ons gedeel het. Ons hoop vir 'n volhoubare oplossing wat vir hierdie werknemers en hulle gesinne gemoedsrus sal gee. Baie dankie.